Broeders en susters, kom ons buig na die hoofde. Gaan ons net saam bid. Hemel Vader, ons is vandag hier by mekaar tot siens te sê. Here, Eddie se plek is leeg, hierdie eggenoot, hierdie vader, hierdie oupa, hierdie familielid, hierdie vriend van ons. Here, hy is nie meer met ons nie. Het hom kom haal. En ons moet nou tot siens sê, ons moet afskeid neem. En Here, dit is nie maklik nie. En dankie dat U hierdie familie en vriende gaan deurdra, dat U hulle gaan help, U hulle gaan onderneem. Ons bring U die lof en die eer, Here, want ons weet U is 'n goeie God. En ons weet daar is niemand soos U nie. Amen. Nou broeder en suster, ek wil net my meegevoel betuig met elkeen van U met U verlies. Mag die Here vir U help en vir U deurdra op 'n besonderse wyse en vir U seën vanmiddag. Want ons weet God is getrou en Hy laat ons nooit alleen nie. Nou ek wil net die skrifgedeelte vir U voorhou. Dit kom uit Psalm 121 vers 1 en 2. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge waar sal my hulp vandaan kom. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Tot sover, ek gaan dan vir U die begrafnisbrief voorhou. U kan dit volg in die blaadjie. Dis 'n liefdevolle herinnering aan Edward Pienaar, gebore 21 Mei 1969, en oorlede 11 Oktober 2025. Spesiale brief lees as volg: dit het die Here van hemel en aarde behaag om van ons weg te neem, ons geliefde Edward Pienaar in die ouderdom van 56 jaar. En die dae wat kom sal ons na hom verlang en hom mis, maar daar is stille berusting in ons harte, omdat ons weet dat ons hemelse Vader nooit 'n fout maak nie. Ons is dankbaar vir die magdom en tere en soete herinneringe wat ons van hom het, en ons berus ons in die wil van die Here, en daarom roep ons saam uit met die gelowige Job: die Here het gegee, die Here het geneem, loof die naam van die Here. Bedroefde familie en vriende, ek gaan vra dat jy gaan opstaan. Op die agterkant van die blaadjie is daar 'n lied, die oorwinningslied. Kom ons staan op en dan sing ons dit saam. Baie dankie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Kom ons loof hom, loof, prys hom, halleluja. Halleluja, halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Kom ons loof en prys hom, loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas pasuine, slaan op tromme en kom dans voor God se hoë. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Kom ons loof en prys hom, loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy
woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Kom ons neem ons sitplekke. Julle die musiek speel nog heeltyd daar by julle. Sit dit net vir my af. Kom oor die televisies. Nou broeder en suster, ek gaan net 'n kort gedagte met u deel. Uit Psalm 121 vers 1 en 2. Nou dis 'n besonderse gedeelte hierdie wat die psalmdigter geskryf het toe hy redelik deur woeste tye gegaan het. En baie swaar gekry het en groot drama's gehad het. Maar voor ons daarby kom, nou ons is vandag hier by mekaar om afskeid te neem van Eddie. Nou dis nie lank terug nie wat ek vir hom en Fini hier getrou het hier reg in die kerk hier. En nou vandag moet ons totsiens sê. Nu weet as jy 'n hele paar jaar jonger ook is as wat ek is, so hierdie goed tref 'n mens. Jy weet as dit gebeur. En ons verstaan nie hoekom en waarom nie. Nou Eddie was 56 jaar oud en hy het maar deur baie pyn en lyding gegaan. Hy het maar swaar gekry met sy gesondheid. Hy was lank siek. Maar hy het vir 'n tyd aanhou bly veg. Hy het nie tou opgegooi nie. Maar nou is sy stryd verby en nou kan ons troos vind in hierdie woorde waar hierdie psalmdigter sê: Ek slaan my oop na die berge waar sal my hulp vandaan kom en dan kom hy met die antwoord: my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou ek wil begin met die eerste gedeelte daar wat hy noem. Hy sê ek slaan my oë op na die berge. En weet jy, ek het so 'n bietjie ingegaan op dit weer en toe het iemand dit gesê. Hy het gesê dis die realiteit van ons behoefte. Die realiteit van dit wat deur ons gaan, die realiteit van dit wat ons nodig het. Ons het nodig vir stryd om opgelos te word, ons het nodig vir seer om weggevat te word. En dis die realiteit van hierdie behoefte. Ons sien, hy kyk op na die berge, maar is nie 'n blik van trots of krag nie. Dis nie 'n blik van ag, dit gaan so goed met my nie, dis 'n blik van afhanklikheid. Daai blik wat hy so staar mee, sê ek is afhanklik van die Here. In hierdie nood, in hierdie stryd wat deur ek gaan. Jy sien die pad deur die berge was vol gevare, rowers, dorheid, koue nagte. En hier vra hy, wie gaan my help? Waar gaan my hulp vandaan kom? Hoe gaan ek deur hierdie tyd kom? Hoe gaan ek deur hierdie stryd kom? En wat sê die woord? My hulp is van die Here. En weer daar soveel vrae wat gevra word in tye van siekte, van pyn en van spesifiek van dood. En van die vrae is, waar is God om my lyding? Waar is hoop as my liggaam nie meer kan nie? Waar sal ek krag kry as my liefde moet groei? Nou Eddie het swaar gekry, die laaste tyd was rof en dit het nie goed gegaan met hom nie. Maar hy tog bly hoop, ek glo hy bly glo dat hy sal deur dit kom, maar hy het nie. Selfs al het sy liggaam vergaan, moet ek en jy onthou, ons gees bly vir ewig lewe. En dis hoekom ons seker moet maak dat ons saak met God uitgesorteer is, dat hierdie gees om my gaan bly lewe, dat dit wie ek is, nie gaan sterwe nie, nie in die ewige dood sal ingaan nie. En dis hoekom die psalmdigter in die tweede gedeelte sê, hy sê my hulp is van die Here. So waar kom my ware krag vandaan? Dit moet van God afkom. Mense is so geneig om op hulle eie krag staat te maak. Mense is so geneig om te sê, ek gaan hier deurkom, want ek is sterk. Luister, ek en jy is net so sterk. En daarna wat dan? Want ons almal het ons breekpunt, is dit nie so nie? Dis wanneer God sê, maar luister, kom na my toe.
Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Sien, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou, hoe kan ek dit sê? Ek kan dit sê want ek weet dit, want God is groter as my pyn. Inteendeel, die woord sê, hy is die skepper van hemel en aarde. In daai gedeelte sê hy, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En as hy alles gemaak het, dan kan hy ook 'n gebroke liggaam genees en 'n moedige hart herstel. Ek het so 'n paar maande terug, toe gaan kyk ek weer na die storie van Lazarus. En ek sien hoe die Here voor die graf staan. In my geestesoog, en ek hoor hoe Jesus vir Lazarus roep om uit te kom, en Lazarus kom weer uit. En dit was 'n groot wonderwerk. Maar weet julle wat is die realiteit van die storie van Lazarus op die einde? Lazarus is weer dood. Hy het weer gesterf. Ek sien nie 'n 2000 jaar plus man hier op die aarde rondloop met die naam van Lazarus nie. God het hom wel opgewek, maar hy is later toe dood. Hy is toe later begrawe. Nie een van ek en jy gaan vir ewig hier op aarde wees nie. Ons gaan sterf. En dan sê ons, dis die einde. Nee, dis nie die einde nie, dis die begin. Sien, want sodra ek en jy sterf, is dit die begin van die ewige lewe saam met God. Hierdie wat ons mee op aarde besig is, dis tydelik. Maar wat God het, is ewig. En die hulp is nou nie meer in dokters en medisyne en in ons en iemand om hom te help nie. Daai tyd is verby. En ja, het hulle nie meer nodig nie. Maar in hierdie tyd moet ek en jy net besef, ons het God nodig, ons kan nie van hom vergeet nie. Ons moet aan hom vashou. Die Here sal ons ook deurdra. Hy sal ons ook 'n ewige rus gee, maar dan moet ons vashou aan hom. Hoorie so wat sê Jesaja 46 vers 4. Selfs tot julle ouderdom toe is ek dieselfde. En tot julle grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen en ek sal julle dra en red. Dit is so 'n mooi gedeelte in Jesaja 46 vers 4. God sê, hy sal ons dra selfs tot in ons grysheid. En hy sal ons red. Hy sal ons help. Nou derdens, as ek kyk na hierdie gedeelte, sien ek die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dis die God van die ewigheid. Dis die God wat vir my daardie ewige sekerheid kan gee. Jy sien, wanneer ons so na die dood kyk, dan lyk dit of alles ophou. Dit hou nie op nie, ek het nou gesê, dis hier die begin. En Psalm 121 herinner ons dat hierdie God wat die berge gemaak het, die son laat opgaan, die sterre in die bane hou, hy is dieselfde God wat oor my en jou ook waak. Dieselfde God wat ons ook help. En ons gaan help deur hierdie stryd. Hy is die bewaarder. En as jy verder kyk in daai gedeelte sê hy is die bewaarder wat nie sluimer of slaap nie. Dis vers 4. Vers 5, hy is die skaduwee in jou regterhand. Vers 8, hy is die een wat jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Dis God wat ons deur hierdie tyd dra. Dis hy wat ons help. En is hy wat ons sal deurdra. Ek het my oog vang hierdie foto hier voor, spesifiek daai een. Hoe lank is dit terug, Fini? Amper 3 jaar, wat hy en Fini hier voorgesit het, want hy gesukkel het met die been, het ons hulle laat sit, en dis wat julle oor het, memories. En dis hoekom ons God nodig het, om vir hom te vra, Eddie, wie julle geken het, is my nie. Hy is die ewigheid, en God het hom gaan haal. Kom haal, en hy is nie meer hier nie. Maar ek en jy het God nodig. En weet jy wat, broeder en suster, dis waar ek eendag wil wees. Ek wil by God wees. Hier is soveel stryd op hierdie aarde. Weet jy, hier is soveel moeilikheid, hier is soveel probleme. Ek het Sondag vir my gemeente gesê, en ek dink baie keer voel jy ook so, partykeer is my moeg. Dit is hoe mens voel, né? As mens deur hierdie stryd en hierdie probleme gaan. Maar God sê, hy is daar vir ons, en hy sal ons deurdra. My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Nou, wat is die troos vir die familie vandag?
God is by ons, hy is by ons in ons trane. En hy sal ook in die dae wat kom by ons wees, hy sal elke dag by ons wees, hy sal elke minuut by ons wees. Want sien die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, sê my kind, ek sal jou ook dra. Ek sal jou deurdra. Hoor hierso wat beloof hy in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking. Sê jy nou terugdink aan Eddie, ag moenie dink aan die pyn en lyding en al die dinge nie. Dink maar aan die mooi dinge. Maar weet dat God gaan jou hand vat en saam met jou stap en vir jou help. Psalm 121 eindig met 'n interessante gedeelte. Hy sê die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Eddie het sy uitgang uit hierdie wêreld gemaak. Maar luister, dis nie die einde nie. Dis die begin van die ewige ingang in God se teenwoordigheid. Dis hoekom ons saak met God moet reg wees. Dis hoekom ons moet sê, Here, help ons. Weet ek wil net terugvat daarna vers 1 toe en ek wil daarmee afsluit. Ek het eendag hierdie gedeelte gebruik toe ek 'n besigheid geopen het. En dit was 'n besigheid waar daar in Mountain View was, 'n fisioterapeut se praktyk. En ek het die oggend in die praktyk gesit en ek het die woord vir hulle voorgehou, Psalm 121 vers 1 en 2. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En toe ek het klaar gelees het, toe stop die fisioterapeut my. En 3 sê vir my, pastoor, ek wil jou gou iets gaan wys. Ek dink, dis vreemd. Ek is nou besig om te open vir hom, ek los hom. Ek is saam met hom daar by sy praktyk uit daar in Mountain View. En die berge was daar en hy sê vir my, kyk na die berge. Want die Magaliesberge loop ons hier deur. En ek kyk so na die berge. En hy vra vir my 'n stupid vraag. Hy vra my, wat sien ek? Berge. Hy sê, ja, maar wat simboliseer berge? En ek begin dink, toe onthou ek ergens op skool het ek geleer, dat daar 'n spreekwoord wat sê, my probleme is soos berge voor my. Hy sê, dis reg. Ja, en toe begin my gedagtes dink. Hierdie psalmdigter, toe hy hierdie berge raak gesien het, het hy sy stryd raak gesien, hy het sy probleme raak gesien. En terwyl ek so na hierdie berge staar, toe sê hy vir my iets, wat my heeltemal omkant gevang het. Toe sê hy, terwyl jy nou na die berge kyk, slaan jou oë op na die hemel. En terwyl ek na die berge kyk, slaan ek my oë op na die hemel, en hierdie hele psalm gaan oop. Want toe besef ek, my probleme is nie weg nie. Die berge is nog voor my, die probleme is nog hier. Maar ek verander my persepsie, ek gaan nie meer na die probleme kyk, en na die dood kyk, en na die stryd kyk nie. Ek gaan my oë op die Here hou. Die skepper van die hemel en aarde, my en jou skepper, wat ons sal deurdra. En dis wat ek en jy moet doen vanmiddag. Om te sê, ja, daai ou kussie met sy as, wat hier voor staan, dis die menslike, dis die tydelike, dis dit wat verby sal gaan, maar my oë gaan nie daar wees, en my oë gaan op die Here wees. My oë hou op die Here, want hy sal my deurdra, en hy sal my help, en broeder en suster, hy sal dit vir elke een van julle ook doen. Hou net vas aan hom. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie dat ons, as ons vanmiddag ons oë opslaan, na die berge, na die stryd, na die probleme, na die dood, hoef ons nie te wonder, wie gaan ons help nie. Ons hoef ons oë net op te slaan na die Here, die skepper van hemel en aarde, en hy is die een, wat ons sal deurdra en sal help, en vir ons sal onderneem. Ons bring hier die lof en die eer, Here, want U is so goeie God. En ons weet, maar ons weet, daar is niemand soos U nie. En Here, waar ons ook nou gaan kom by die
gedeelte waar ons moet afskeid neem en tot siens sê dat U vir ons gaan help, dat U vir ons gaan onderneem en dat U vir ons gaan seën. Ons bring hierdie lof en die eer, Here, want ons weet ons is nie alleen nie, want Dawid het gesê, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, soos wat ons vanmiddag deur beweeg, sal ons nie onheil vrees nie, ons sal nie bang wees nie, want U is met ons en U dra ons deur. Ons bring U die lof en die eer in Jesus naam en ons eer U Vader. Amen. Ek gaan dan vra dat Jenny na vore gaan kom. Sy gaan vir ons die hulde bly kom doen. Sy sien jy kans daarvoor of nie? Dis oké. Dis oké. Ek gaan dan namens julle die familiebriewe net voorhou. Julle kan dit volg in die blaadjie. A love so strong, a heart so true. Memory of you, my heart belongs to you. Through laughter and tears we shared our years together forever. Through joy and fears. Your smile lit up the darkest night. Your love shone bright, a guiding light. Though you're gone, your memory stays. In my heart, your love will always stay. Rest now, my darling, your journey's done. In heaven's arms may you find your son. I'll cherish every moment we shared, forever grateful for the love we dared. Sleep tight, my love, may your dreams be sweet in my heart, our love will forever meet. You may be gone, but we'll never be apart, forever in my mind. You'll stay in my heart. Dad, you were my heartbeat, my shield, my home. Losing you shatters everything, but your spirit lives in me. I'll make you proud. Love always your son Eddie. The love you gave me still wounds me. The way it always, well, but you leaving me left an empty space that time will never fill. Daddy, your wings were ready, but not my heart, Chantel. Bra, oom Eddie, oom moet sag rus. Was nie net my stiefpa nie, maar ook my ware vader in elke sin. Daar's nou 'n gat in my hart wat lank gaan vat om gesond te word. Oom is nou 'n engel met sy oë gerig op ons van daarbo. Eerlik wens ek, ons kon nog een keer nonsens praat. Dankie Dolf. Goodbye are not forever, goodbye is not the end. That'll simply mean I'll miss you until we meet again. I will love you always and forever, Jenny. Ek gaan dan ook net namens die familie die bedankings voorhou. Namens die familie wil ek die begrafnisondernemers Telusma bedank vir die hulp en bystand. Pastoor Andries Nel, Koinonia bedank vir voorbinding vir Eddie, en vir Konrad. Vir pastore wil ek bedank vir die doen van die begrafnis en alles wat daarmee saamgaan. Wil almal bedank wat ver gekom het om afskeid te neem van Eddie. 'n Baie groot dankie Dolf, Olie vir die betaling van die begrafnis. Ook besonders dankie sê vir Jenny, Rudolf en almal wat my bygestaan het en nog gaan bystaan. Die volgende wil ek wat almal gehelp het met die kos wat voorberei is, Jenny, Megan, Saartjie, Celine en die dames van die kerk, baie dankie vir julle hulp en mag die Here vir julle seën. Nou broeder en suster, ons gaan nou kyk na 'n slideshow as laaste huldeblyk. En kom ons gaan kyk daarna se laaste totsiens aan Eddie Pinaar. Baie dankie.
gaan dan nou ook die Kersseremonie doen en is welkom om 'n kersie te gaan aansteek daar in die hoek. As laaste huldeblyk en totsiens aan Eddie. En daarna sal ons ook dan die formulier lees en dan ons laaste totsiens hiervoor gaan doen. Maar is dan welkom terwyl 'n lied gaan speel, gaan ons net die Kersseremonie doen. Ek gaan vra die naby familie eers te gaan kom. Daarna kan elkeen van u kom om 'n kersie aan te steek. Baie dankie. Van die formulier, kom ons staan op, baie dankie. Kom ons sluit ons oë. Dit Here almagtige God, die Here van lewe en dood behaag om die gees van ons ontslape broer Edward Pinaar te laat terugkeer tot God wat dit gegee het en wat gesê het stof is jy en tot stof sal hy terugkeer. Daarom lê ons nou sy liggaam weg tot op die dag wanneer almal wat gesterf het die stem van die Seun van God sal hoor, hy sal uitgaan die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. En die woord leef vir ons stof is jy en tot stof sal hy terugkeer. En Hemel Vader, ons kom nou by die finale totsiens van Eddie, ons moet nou totsiens sê vir die eggenoot, vir die broer, vir die vader, die oupa, die familielid, die vriend van ons, sy plek is leeg. En niemand sal dit ooit kan vul nie, maar Here, U gaan ons deurdra deur hierdie moeilike tyd, hierdie tyd van rou. Dankie dat U getrou is, die lof en die ere kom U toe. Amen. Ek gaan dan vra, U kan die voorkom totsiens sê, laaste totsiens deur die hand op die kussie te kom plaas. Of, ekskuus, daar is roosblare, U kan dit daar op die kussie kom sit. As laaste totsiens, ek gaan weer eens vra, naby familie, en as jy klaar is, kan jy net die se plekke weer gaan inneem. Baie dankie.
ons hoofde en mag dit die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees tot aan alle ewigheid. Amen. Broeder en suster, baie dankie dat u hier was, baie seëninge vir u. U word ook dan nou elkeen uitgenooi om ietsie te kom nuttig in die saal. As u het goedjies voorberei en ietsie om te drink, baie seëninge vir u en mag die Here vir u wonderlik deurdra ook deur hierdie moeilike tyd. Baie dankie.